Haal jou brein uit neutraal uit. Ek wil gou vir jou vra, wat is God se doel met jou lewe? Right, ons gaan hier aan die linkerkant begin. Sê gou vir my. Onthou, Jesus is altyd die regte antwoord by die kerk, maar nie vandag nie. Yes. God te dien. Ja, is mooi Bybels. Yes. Okay, net nie almal gelyk nie. Julle meelewing oorweldig my. Hallo. Wat is God se doel met jou lewe? Sy koninkryk te bou. Okay, mooi Bybelse antwoord. Alright, ek sien julle sukkel 'n bietjie blonde. Het jy iets om te sê? Jy het altyd iets om te sê. Hoor nou net vir haar. Vir ander mense geleentheid skep. Kode taal van ek het geen koek en kloe nie. En sy werk vir die kerk. Here help ons. Yes, meneer Van Wyk. Disippels van alle nasies te maak. Heel Bybels, heeltemal reg. Okay, hier aan die regterkant. O, Here help ons. Beam me up, Scotty. There's no intelligent life down here. Mr. and Mrs. Smith, wat wil die Here doen in ons lewens? Ja, baie Bybels mekaar lief te hê. Yes. Verhouding met hom te hê. Yes. Ek kan nie hoor nie. Ja, we are all on a happiness quest. Maar die Here se nommer 1 doel met jou is nie om jou happy te maak. Ja, sy vrug van sy gees is vreugde en vrede. Maar if you sign up for happiness, yes, Peanut Gallery daarbo. Kom Elmarie. Lewe in oorvloed. Ja, kom Johannes 10:10. Yes. Heiligmaking, yes, heel Bybels. Okay. Hoor jy, voel julle heeltemal van koers af omdat julle op 'n verkeerde plek sit. Wie is die varknekke wat op julle stoele sit? Moet ek hulle vir jou hande oplê sonder gebed? Ja, gewonder jy kan nie dink nie, want jy sit op die verkeerde stoel. Julle moet op julle eie stoele sit. Alright, wat is God se doel met jou lewe? En baie van ons dink dis the American dream. En nou het ek vir jou slegte nuus, it's not the American dream. As ons die Message vertaling lees, dan sê hy, God knew what he was doing from the very beginning. So by the way, feitelik al die antwoorde was heeltemal reg, heel skriftelik. God knew what he was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his Son. The Son stands first in the line of humanity he restored. We see the original and intended shape of our lives there in him. After God made that decision of what his children should be like, he followed it up by calling people by name. Om dit nou maar sommer net 'n mooi Afrikaans te stel. God se doel, God se hart, God se agenda met jou is om jou soos Jesus te maak. Klaar. Hy soek boeties en sissies. Kan julle onthou die eerste disippels? Nadat die Heilige Gees uitgestort het daar in Handelinge 3 en 4, hulle het neergesien op die ouens wat van Galilea afgekom het. Om net sommer 'n beeld te gebruik. Die groepie mense wat Jesus gevolg het, om 'n Suid-Afrikaanse voorbeeld te gebruik, was 'n klomp vrystaters wat nie Engels kon praat nie, en hulle was boere, en so die Here eintlik, die groepie met wat hy gehad het toe hy hier op aarde was 'n klomp ouens uit Galilea uit. Om Amerikaanse beeld te gebruik, 'n spul hillbillies, nê? En hulle was nie die beste van die samelewing nie. Klomp Galileërs, en daar's 'n wonderwerk wat plaasvind, en dan kyk die Sanhedrin na hulle, dan sê hulle, hulle lyk en praat en tree op soos wie? Regte antwoord in die kerk? Yes, daar sê hy, hulle praat soos Jesus. Dis God se doel met jou. Right, kom ons lees net gou die Afrikaans. Die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om wat? Gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers en susters kan hê, van wie hy die eerste is,
om soos Jesus te word, soos Jesus te praat, soos Jesus te dink, soos Jesus op te tree, soos Jesus besigheid te doen, soos Jesus met jou kinders te werk, soos Jesus met jou vrou te werk, om te lyk en te praat en te dink en op te tree soos Jesus. For he knew all about us before we were born, and he destined us from the beginning to share the likeness of his son, sê die Passion parafrase. So, God se doel met jou is om Jesus te vorm, Jesus te vestig in jou. It's not the American dream. En as jy if you signed up for the American dream, dan gaan jy teleurgesteld wees. Want God het presies die proses. Hy het 'n manier om jou daar uit te kry. En dis nie altyd lekker nie. En is nie altyd gemaklik nie. En is nie altyd gerieflik nie. We are on a happiness quest. And we are on a comfort quest. God is op 'n quest to form Christ in you. Okay. So, kom ons gaan vinnig. Vir die van julle wat nie opgelet het in die sonnaarskoolklas nie, net gou Josef se storie. Jy kry vir Abraham, jy kry vir Isak, jy kry vir Jakob. Jakob is lief vir Rachel en sy oom Laban werk hom deur die ore en hy gee vir hom die lelike Lea. Maar hy is eintlik lief vir die mooi Rachel. Rachel is kinderloos en op die ou einde nadat daar omtrent 10 van daai korrelpypies daar rondhardloop, hier kry Rachel uiteindelik 'n seun en sy naam is Joseph. And he's a blue-eyed boy. En hy word voorgetrek en he gets the amazing Technicolor Dreamcoat. En hy word voorgetrek en sy boeties haat hom, want hulle is jaloers en hulle is afgunstig en hy is flippend arrogant. En dan kry die varknek nou nog drome dat die son en die maan en die sterre voor hom gaan buig. En die volgende dag kry die koringare, al die koringgerwe en al die koringare buig voor hom. En nou is hy wintie en hy's vol van homself en hy's 'n blue-eyed boy wat nie hoef te werk in die veld nie. En hy vertel dit vir hulle. En sy boeties, toe hulle hom eendag daar sien aangestap kom terwyl hulle werk in die veld en hy homself lekker dik vrede daar in die tent. Kom hulle aangestap en hulle besluit, vir hom gaan hulle nou doodmaak. Gooi hom toe in 'n put. Ek meen as jy iemand wil doodmaak, moet jy eers eet en dan maak jy hom dood. En toe gelukkig te praat Juda hulle 'n bietjie sens in die kop en hy sê kom ons maak geld uit hierdie perd uit. En hulle verkoop hom vir was 20 silwerstukke, né? Dis nou reg onthou. Anyway, hy word 'n slaaf onder Potifar se lewe. Daar word hy valslik beskuldig van die feit dat hy aanlê by Potifar se vrou en hy kry bevordering tronk toe. En vir 13 jaar is dit nag in sy lewe. Hy's 'n slaaf, hy's in die tronk, hy lê 2 ouens wat in die tronk is se drome uit, albei lê hy korrek uit, hulle drome word waar. En vir 13 jaar lyk dit asof God hom vergeet het. Dit gaan sleg, dit gaan swaar, dit gaan moeilik, maar dan sê die Bybel vir ons, want ons dink altyd wanneer dit goed gaan, en wanneer dit geseënd is, en wanneer daar groei is, dan dink ons die Here is by ons. Maar Genesis 39 sê vir ons, en die Here was by Josef. En dan is hy in die tronk, en dan staan daar, en die Here was by Josef. Want wat was God besig om te doen? God was besig om Christus binne in hom te vorm. Hy was besig om sy karakter te skaaf en God het net die proses om jou daarby uit te kry en dit is uitdagings en dit is moeilike tye, dit is swaar tye, dit is verliestye, dit is uitdagende tye. En die sleg en die swaar en die moeilik wat ons in ons lewens het, is nie altyd die duiwel nie. Partykeer laat die Here dit toe, because his agenda is not the American dream, but to form Christ in you. Dis sy doel. En ons weet, and all of a sudden he was an overnight success, en hy's van die tronk, is hy na die paleis toe, tweede in beheer en tweede in bevel van Egipte, en 'n klompie jare later, wie staan voor hom? Daai varknekke.
Daai varknekke wat hom verraai het, daai varkrekke wat hom verkoop het, daai varknekke wat hom wou doodmaak, daai varknekke wat 'n streep deur hom getrek het, daai varknekke wat hom in die rug gesteek het. Ons kan so bly wees. Hy het nie Sylvester Stallone movies gekyk nie. En ons kan so bly wees, hy het nie Arnold Schwarzenegger movies gekyk nie. Because he would have gotten not mad, but even. Right. So dis sommer net so bo langs vinnig Josef se storie. But we see in Joseph how he was conformed to the image of his son. En ons sien en ons is nou so in opbou na Paasfees toe, die 3de en die 5de April. En as jy na Josef kyk, was hy soos Jesus. He was beloved by his father, but rejected by his brothers. En so wil ek vir jou sê, you are beloved by your father, but you might have been rejected by others. Hier's 'n klomp van julle wat hier sit, deur egskeidings gegaan het, besigheidsvennote het julle verneek, in die rug gesteek. You are loved by the father, but you may be rejected by the brothers. Hy's gestraf vir dinge wat hy nie gedoen het nie. Hy's onregverdig behandel. He thought of others and served them. As jy dink aan Jesus se lewe, beloved by the Father, rejected by man, punished for crimes he hadn't committed. Jy sien dit in Josef se lewe. He thought of others. Toe Jesus daar aan die kruis gehang het hy aan ander gedink en hy het hulle gehelp, hy het hulle gedien. He was separated from the Father so that he may save his brethren. He lived a holy and a committed life. Toe daai tannie met die oortollig het energie op hom afstorm, toe hardloop hy weg. He forgave those who wronged him. He wept over them. He graciously provided for them. And what Joseph experienced as an authentic believer made him more and more like Jesus. En dis wat die Here toegelaat het in Josef se lewe, om Jesus, om Christus se karakter binne in hom te vorm. En partykeer laat die Here dit, baie keer, as hy sien, jy's ernstig daaroor om 'n pad saam met hom te stap, dan laat hy dit ook in jou lewe toe. Galasiërs 3 sê, my dear children, for whom I'm again in the pains of childbirth until Christ is formed in you, sodat Christus in jou gestalte kan kry. So ons gaan stil staan 3 vinnige gedagtetjies. Nommer 1. Josef is 'n man van merkwaardige volharding. Hy het verraad beleef, verwerping beleef, vernedering beleef, maar hy kies om te vergewe. En hy's vir ons 'n prentjie van die merkwaardige voorsiening en goedheid van ons hemelse Vader. So ek wil vinnig net by daai 3 gedagtes stil staan. Josef, 'n man van merkwaardige volharding en geloof. Hoorie, wat vir my verstom van Josef? Hy het nie 'n Bybel nie. Hy het nie 'n kerk nie. Hy het nie 'n klein groepie nie. Hy het nie familie nie. Hy het nie vriende nie. Hy's in 'n land wat hulle taal praat aanvanklik wat hy nie verstaan nie. Hulle eet vreemde kos. Hulle aanbid vreemde gode, vreemde kultuur, vreemde gebruike, vreemde gewoontes, stok, siel, vinger, alleen. Verraai deur sy broers, vergete deur sy broers, seer gemaak deur sy familie, die ouens wat veronderstel is, wat later God se volk word, dis God se volk wat hom so behandel het. God se kinders wat hom so behandel het. Om 'n beeld te gebruik, kom ons veronderstel, jy word ontvoer en hulle ontvoer jou nou Teheran toe. En jy's daar in 'n moslimkultuur met 'n taal wat jy nie verstaan nie, met 'n geloof wat jy nie meer saamstem nie, en jy's op jou eie. En weet julle wat vir my verstom van Josef? Al wat hy gehad het om aan vas te hou, al wat hy gehad het, was die profetiese droom, die 2 profetiese drome wat God vir hom gegee het. Dis al wat hy gehad het om aan vas te hou.
Dit was die enigste ding. Kan ek vir jou... Impressive. Jy kan... As die ouens nie luister na die woord nie, kan jy altyd slat met die woord. Hy het nie eers 'n Bybel gehad nie. Hy het nie 'n woord gehad om aan vas te hou nie. Maar weet julle wat vir my verstom van Josef? Is daai twee, dis die enigste ding wat hy gehad het om aan vas te hou. Hy het net daai twee profetiese drome gehad om aan vas te hou. And he did not waver. En ek is seker, die Bybel praat nie daaroor nie. Ek is seker daar was moedeloos daar. Ek is seker daar was daar wat hy afgevoel het. Ek is seker daar was daar wat hy gevoel het, Here, ek bid teen die dak vas. Here, hoor U my. Here, sien U my. Maar hy hou vas. Hy hou vas aan daai woord, aan daai belofte wat God vir hom gegee het. En hier is die woord. Hy het aan die een kant het hy die woord wat die Here vir hom gee. Hier is die woord wat die Here vir hom gee, maar presies die teenoorgestelde gebeur vir 13 jaar. Meeste van ons gooi handdoek in. Meeste van ons sê, ag, hierdie Here ding werk nie. Meeste van ons sê, die bidding werk nie. Meeste van ons sê, die Here het van my vergeet. Ek draai my rug op die Here. Thanks for nothing. Nie Josef nie. Want die enigste ding waaraan hy kom vashou, was God se woord. Merkwaardige volharding. Merkwaardige geloof. En weet jy vandag, ek weet nie hoe lank bid jy al oor die beloftes, die profetiese woorde, wat die Here vir jou gegee het nie. Ek weet nie hoe lank bid jy al daaroor nie. Min van ons bid vir 13 jaar daaroor. Maar vandag wil die Here net, as jy vandag kerk toe gekom het en gesê, Here, maar praat met my. En dan ek wil die Here net vir jou sê, byt vas, druk deur, hou aan, bietjie grit, don't back down, hou aan bid, hou aan glo, hou aan vertrou, dankie. En Dominee sal onthou om sy Bybel kerk toe te bring bietjie in die toekoms. Verlede week het ons die gelykenis van die saaiër gelees. Party saad op die pad, party tussen die klippe, party tussen die onkruid, party op goeie grond. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. Jy kan 'n woord kry, soos wat Neil Martin vanoggend gekry het, maar weet jy wat, partykeer kry jy so 'n wonderlike woord, en dan gebeur die teenoorgestelde in jou lewe. Dan so, excuse me. En partykeer moet jy uithou, jy het grit nodig, soos goeie Afrikaans, grit, vasbyt, deurdruk, volharding. As hy terwille van die woord verdruk word en vervolg word hy gou afvallig. Ons het nodig om vas te byt en uit te hou. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe, die verleidelikheid van rykdom verstik die woord. Ons byt nie vas nie en die woord word verstik, want ons kyk so na die omstandighede. Wat dink julle sou met Josef gebeur het, as hy so na die omstandighede gekyk het, en nie vasgehou het aan die Here se woord nie? Aangrypend. Aangrypend. Hoe dikwels werk dinge nie uit nie, ons bid oor iets, en dan gebeur die teenoorgestelde, of dit gebeur nie, en wil ons handdoek ingooi. Maar Josef bly glo. Josef se geloof wankel nie. Van hoe baie van ons is dit waar? Winston Churchill, sy bekendste toespraak ooit. Hulle nooi hom na sy laerskool toe, waar hy op skool was, en hy was net voor dit was hy aangestel as die eerste minister van Engeland, en hy staan op, en hy sê, never, quit. Klaar. En hy stap af. En dis sy toespraak. En dis
Dis iemand se preek vandag. Hebreërs 13:10. But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but we are those who have faith and are saved. Kom ons verklaar dit hardop saam. Lees saam met my vers 39. Lees dit hardop saam met my. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Kom sê dit weer saam met my. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Ons is nie kwitters nie. Sê gou vir jou langs jou. Sorry, en dit irriteer vir my sprekers te doen. Sê gou vir jou langs jou. Jy's nie 'n kwitter nie. Okay, net dit. Weet wat was die een ding? Kom ek haal gou die antwoord van die skerm af. Kom ek vra gou die vraag. Wat was die een ding? Party van julle kan spoed lees, so julle die antwoord op die skerm gesien. Wat was die een ding wat Jesus vir sy disippels voorgebid het? Wat was die nommer 1 ding wat hy voorgebid het? Wat gou raai? Volharding. Marina? Not to lose faith. Die nommer 1 ding. Jesus kom nie. En hy kom, ek bind die duiwel, ek bestraf die duiwel, Satan, ek neem autoriteit oor jou, in die naam van Jesus, in my eie naam beveel ek jou om te wyk en te gaan, en hy, niks nie. Wie julle wat bid hy? Hy bid vir Simon Petrus, nadat hy hom verloon het. Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring, om julle soos koring te stif, en dan sê Jesus wat? Maar, ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. En as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou wat? Jou broers versterk. Wat bid Jesus? Dat ons geloof, soos Josef, nie sal handdoek ingooi nie. Dan Josef se lewe verander van verraad, verwerping, vernedering, vergelding, na vergifnis. Papi, gooi my in 'n put. Ek hoor die praatjies daar om die braaivleisvuurtjie, terwyl hulle net gou eers eet voor hulle my wil doodmaak, hoor ek hoe hulle my wil doodmaak. Dan verkoop die varknekke my aan 'n klomp Midianiete, en ek word 'n slaaf, en ek's alleen op my eie, eensaam, verlaat. Dink ek sal nagte lank dink, droom, bloedige maniere, om hulle terug te kry. En toe staan die varknekke voor hom. En onthou nou, die Jode het baarde gedra, lang baarde, die Egiptenare is mooi skoon geskeer, kaal kop, Egiptiese drag, met sy lekker make-up aan, met sy Egiptiese aksiepakkie, weet nie hoe lank was die rompie nie. So hulle herken hom nie, want hy praat Egipties, en hy's lekker stout. Hy praat hy verstaan presies wat hulle praat, en hy praat deur 'n tolk, praat hy met hierdie varknekke, en is nou so half, nou, gaan hy julle terugkry. En hy kies om te vergewe. Toe my kinders klein was, het ons 375.000 keer Eldorado gekyk. Ek weet dit gebeur nie in julle huise nie. I love you, you love me. Ja. Die van julle wat nie saam gesing het nie, julle weer kom. Eers maar na die kinderstrokies prent staan, sê hulle in Eldorado, so 'n profound spiritual ding. To err is human, to forgive is godly. Hier's wat ek weet.
Die persoon wat op die oomblik langs jou sit, of dalk nie langs jou sit vandag nie, is heel waarskynlik die persoon wat jou dalk al die seerste gemaak het in jou lewe. En Josef vergewe. As ek terugdink oor 32 jaar, dan wil ek vir julle sê, die res van die kerkwêreld het my gas gegee. Die eerste 10 jaar van my bediening was ek elke jaar of voor 'n sinodale komitee of voor 'n ringskommissie, maar ek was vir 10 jaar lank elke jaar in die moeilikheid en op die rooi tapijt. 1 jaar het Erie saam met my gegaan en dan het ek hulle sommer self gebel en gesê, ons het die en dat gedoen, so kom ons vertel julle sommer wat ons gedoen het. Het ek nou al geleer. En ek het beleef hoe die Here my vergewe. En ek het beleef hoe my gemeente my vergewe. En ek het beleef hoe my gemeente my ondersteun het. En vir my daar was. As 'n ou praat oor vergifnis, is vergifnis net eenvoudig om vir mense te gee wat hulle nie verdien nie. Ons kan nou baie lank daaroor praat. Hier staan sy boeties voor hom. En hulle is in 'n hongersnood, hulle het nie kos nie, en hulle verdien nie vergifnis nie. Hy moet hulle eintlik vasvat, en hy sorg vir hulle, en hy gee vir hulle kos, en hy behandel hulle goed, en hy gee vir hulle wat hulle nie verdien nie. En toe hulle terugtrek Egipte toe, want die hongersnood sou nou nog 'n klompie jare aangegaan het, toe kom hulle terug, en hy gee vir hulle die beste van die land, en hy voorsien vir hulle, plus hy gee vir hulle leiersposisies, hy gee vir hulle wat hulle nie verdien nie. Dis op die einde vergifnis. It's to give somebody that hulle verdien dit nie. En miskien moet jy vir die ou langs jou gee wat hy nie verdien nie. Miskien moet jy vir die ou wat hier voor staan gee wat hy nie verdien nie. Want ek weet ek moet vir julle gee wat julle nie verdien nie. Ek het vir julle baie goeie nuus oor hierdie beginsel. Jy gaan baie geleentheid kry om in te oefen. Sorry. Ons love preke wat, it's the American dream. Ek wil nou vir jou sê, hierdie beginsel, gaan jy nie 1 keer, 2 keer, jy gaan dit 'n klomp kere in jou lewe, gaan jy daai toetsie skryf. Guaranteed. Bitter mense word nie beter nie. Hoorie, en 'n klompie van julle is so flippend dikbek met mekaar, julle groet mekaar nie eers nie. Stop dit. Mooi, liewe Jesus, gesindheid, né? Ja, Josef het sy oudste seun Manasse genoem, want hy sê, God het my alles laat vergeet, al my swaar kry, en alles wat my familie my gedoen het. Is dit nie beautiful nie? Noem sy oudste seun Manasse. Beautiful. En toe noem hy sy tweede seun Ephraim, want God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is. And when you forgive, and when you don't live in bitterness, God makes you fruitful. So, ek sien hoe loop julle verby mekaar en groet mekaar nie eers nie. Maak asof jy 'n liewe Jesus kind is. Is hierdie nie die beautifulste vers in die Bybel nie? Net vinnig, ek gaan hom gou afval. Sy broers is vir 17 jaar lank bly hulle in Egipte. Jakob kom tot sterwe. Vir 17 jaar lank stres sy boeties, en hulle dink, dis net uit respek uit vir Jakob, die ou kerel, laat Josef nie wraak neem nie. Die ou kerel kom tot sterwe, en nou staan die boeties daar voor hom in bewe, en nou dink hulle, nou is dit payback time. Nou gaan Josef hulle vat, en hy gaan hulle nie fliek toe vat nie. Is dit nie hartseer,
nadat hy oor hulle gehuil het, nadat hy vir hulle die beste gegee het, nadat hy vir hulle leiersposisies in Egipte gegee het, nadat hy vir hulle voorsien het, wragtig na 17 jaar kan hulle nie glo dat Josef my vergewe het nie. En weet jy wat? Hierdie is vir my 'n prentjie van die kerk, want 'n klomp van ons sit hier en vir jare en vir jare en vir jare en vir jare dink ons, die Here het my nie vergewe nie en ek beter perform en ek beter my Bybel lees en ek beter kerk toe kom en ek beter 'n tiende gee en ek beter net alles uithaal en wys. En ons sit hier en ons glo nie dat die Here ons vergewe het nie. Hier's 'n klomp van julle wat net hier sit vandag, vir wie ek vandag moet sê, God het jou vergewe. Hy het dit aan die kruis gespyker. Ons is naby aan Paasfees. Vir die middelblok, jy het nodig om te hoor, God het jou vergewe. Peanut Gallery, is julle wakker? God het julle vergewe. God het jou vergewe. Maar nou staan sy broers daar. Wragtig na 17 jaar gaan die broeke so en hulle dink, nou gaan Josef hulle vat en hy gaan hulle nie fliek toe vat nie. En dan sê hy hierdie woorde, julle varknekke wil my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. En ek wil nou vir jou sê, baie van julle gaan beleef dat mense julle seermaak, julle in die rug steek, hulle rug op julle draai, jou verneder, jou verwerp, en so kan ons opnoem. En ek kan nou vandag vir julle sê, daar's baie mense daar buite wat skade aan jou wil aanrig, wat jou wil seermaak, maar God wil dit en sal dit gebruik om Christus in jou te vorm en om aan jou goed te doen. Romeine 8:28 sê, ek laat alles ten goeie meewerk. Oops. Joseph's brothers are no different from some professed Christians today who are constantly worrying about God's judgment and whether or not He's really forgiven them and made them His children. Micha 7:19, hy sê jou sondes vat en in die blou see gooi. Jesaja 43, tog is dit ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek's getrou in myself, ek dink nie meer aan jou sondes nie. 1 Johannes 1:9, as ons sondes bely, is getrou en regverdig, hy vergewe ons. Hebreërs 10 sê, and he says, I will not ever again remember their sins and lawless deeds. So if our sins have been forgiven and forgotten, why would we ever need to offer another sacrifice for our sins? Bless God. En dan, Josef is net vir my prentjie van merkwaardige voorsiening en goedheid van die hemelse Vader. Hierdie klomp varknekke vat hy en hy gee vir hulle die beste van die land van Egipte en hy gee vir hulle Goshen. En hy gee nie net vir hulle die beste van die land en hy voorsien nie net in oorvloed vir hulle nie. Hy maak 'n klomp van hulle, maak hy leiers in Egipte. En dis 'n prentjie van God se goedheid en God se voorsiening in jou lewe. Toe sê die Farao vir Josef, jou vader en jou broers het na jou toe gekom. Egipte is tot hulle beskikking. Jy moet hulle die beste deel van die land laat woon. Hulle kan in die Goshen-streek aanbly. En as jy weet van knap manne onder hulle, moet jy die in bevel plaas van my vee. Now the Israelites settled in Egypt in the region of Goshen. They acquired property there and were fruitful and greatly increased in number. Josef, 'n prentjie van merkwaardige volharding en geloof. Josef, 'n prentjie wat sy lewe radikaal ingrypend verander het van verraad, verwerping, vernedering, vergelding na vergifnis. En 'n prentjie van merkwaardige voorsiening. Hier is God se doel met jou. Om jou al hoe meer en meer soos Jesus te maak. En weet wat is die proses wat hy gebruik? Not the American dream. Krisisse, probleme, uitdagings, wintertye, herfsttye, tye van verlies,
tye van swaar, wat jy vasbyt, deurdruk en aanhou sy goedheid beleef en jy ervaar, he's a good, good, good Father. Miskien het jy die verwerping van mense beleef, sodat jy die liefde en die aanvaarding van die Vader kon beleef. Hier's 'n klomp van ons, wat verskriklike verwerping beleef het. En miskien het jy dit beleef, sodat jy God se liefde en aanvaarding kan beleef. Miskien het jy al onregverdig gelei vir dinge wat jy nie gedoen het nie, sodat jy kan leer om mense te seën in steede van vloek. Toe Jesus besig was om doodgemaak te word, het hy hulle geseën en nie vervloek nie. Die Here wil jou leer om ander te dien, minder selfsugtig te wees. Hulle het dit sleg bedoel, maar God het dit goed bedoel. Hy wil graag hê dat jy sal leer om weg te vlug van versoeking af. Toe daai versoeking daar kom, het hy dit nie probeer weerstaan met wilskrag nie, hy het weggehardloop. Hy het geleer om te vergewe en te seën. Hy wil jou gebruik om 'n kanaal van God se goedheid te wees. En mag wat jy beleef het jou meer en meer soos Jesus maak. Bitter mense word nie beter nie.